Goeiemôre maats, baie dankie dat jy weer vanoggend by ons inskakel. Dis altyd vir ons baie lekker om jou hier te hê. Die eksamen is darm ook nou verby, so jy voel darm seker 'n bietjie verlig. Ek hoop jy het sommer hard gewerk en gaan die vrugte pluk daarvan wanneer die rapporte kom. Die vakansie is gelukkig darm ook om die draai, so binnekort kan jy agteroor lê en lekker rus. Ek hoop ons gaan jou sien by die pretweek, die eerste week in die vakansie. Dit sal vir ons baie lekker wees om jou hier te hê. Onthou julle die storie wat Marisa verlede week vir julle vertel het? Die storie van Moses in Egipte, hoe hulle daar uitgetrek het, hoe hulle toe geswerf het deur die woestyn, waar hy eventually die 10 gebooie gekry het, en later vir Joshua, en hoe hy 12 spioene gestuur het na Jericho, en hoe hulle dit daar gaan verken het, en die 2 spioene wat gehelp is, deur Rahab in die stad. Vandag lees ons verder oor daardie storie. Ons lees oor hoe magtig God is en hoe hy is soos 'n regte superhero. Meer soos 'n superhero as enige van hierdie mannetjies wat ons ken. Maar voordat ons dit saam na luister, kom ons sing eers 2 liedere saam. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat U vandag hier by ons is, wanneer ons saam oor die stories in die Bybel gesels. Lei ons wanneer ons hierdie stories lees, en help ons verstaan wat U aan ons sê. Dankie dat U genade vir ons baie groot is, en dankie dat ons kan weet dat U altyd by ons is. Waar dinge soms moeilik is, en ons nie altyd alles verstaan nie, vra ek dat U ons U vrede sal gee, en dat U ons sal lei in alles wat ons doen. Amen. Wie van julle ken die speletjie Jenga?
Dit kan sommer 'n lekker geraas maak wanneer daardie toring uiteindelik omval en al die houtblokkies val op die tafel of vloer. Vandag kuier 2 maats by ons wat saam gaan Jenga speel. Is julle reg? Begin so lank, dan kyk ons wie wen. Wie dink julle gaan wen? So wie het gewen? Julle is reg, ja. Ek het dit omgestamp. Julle wou nog speel toe is die hele toring plat. Dankie dat julle kom help het vandag om die storie oor te vertel. Soms in die lewe is dit ons dade en optrede wat maak dat dinge uitmekaar val. Maar vandag se storie is 'n verhaal waarin dit God is wat die mure van 'n stad laat omval. Anders as Jenga was dit baie sterk mure en die Israeliete het nie geweet hoe dit gaan omval nie. God is dan die een wat die mure in mekaar laat tuimel het. Kom ons kyk gou-gou na hierdie storie in die Bybel, soos ons in Joshua 6 in die Ou Testament van die Bybel kan lees. Stories van die Bybel. Die mure van Jerigo. Hierdie is Joshua. Joshua was die leier van die Israeliete. God het hom gebruik om die Israeliete na die beloofde land te lei. Toe God aan Joshua gesê het dat dit tyd is om Jerigo in te val, het hy spioene gestuur om die stad te gaan verken. Toe die spioene in Jerigo was, is hulle beskerm deur 'n vrou met die naam Rahab. Die spioene het gesê dat hulle vir Rahab en haar familie sal spaar wanneer hulle die land terugneem. Sy het 'n bloedrooi tou uit die venster laat hang om hulle te herinner aan hierdie belofte. Eendag het Joshua opgekyk en daar het 'n man voor hom gestaan. Die man het gesê, "Ek is die woordvoerder van die weermag van die Here." Joshua het gevra wat dit is wat hy vir hom wil vertel. En die Here het gesê dat hy wil hê dat Joshua die stad Jerigo moet terugneem, maar dat hy sy instruksies presies moet volg en nie daarvan moet afwyk nie. Jerigo was gesluit uit vrees dat die Israeliete hulle sou inval. Niemand is toegelaat om uit te gaan of om in te kom nie. God het vir Joshua gesê om sy soldate bymekaar te maak en dat hulle vir 6 dae om die stad moet loop. Die priesters moes die verbondsark vooruit dra. Nog 7 priesters moet voor hulle stap terwyl hulle op die ramshoring blaas. Op die 7de dag moes hulle 7 keer om die stad stap. Dan moet hulle die ramshoring blaas. Die manskappe moes dan 'n aanvalskreet hard uitskree. Dan sal die mure van die stad Jerigo omval. Joshua het gesê dat hulle skree aan God vir hulle die stad sal teruggee. En die mense het uitgeskree. En die mure het geval. Die Israeliete het die stad van Jerigo ingeval, soos God aan hulle beveel het. Hulle het van Rahab onthou, as gevolg van haar getrouheid. Joshua was getrou, deur om God se bevele uit te voer. En die Israeliete het baie ander stede ingeval, soos wat God gesê het hulle sal, want God kom altyd sy beloftes na. Die Israeliete het kom bly in die land, wat God aan hulle stamvaders beloof het. Hul stamvaders Abraham, Israel, Josef en Moses. Baie jare gelede. Die fokus in hierdie storie is nie op wat die volk en die priesters doen nie. Die fokus is op die werk van God en dat die Here wonderlik en magtige dade gedoen het. God het nie net sy volk verlos, versorg en deur die woestyn gelei nie, maar hy het die Israeliete deur die Jordaan tot by die beloofde land gebring. God is steeds aan die werk. Hy bewerkstellig die manier waarop die Israeliete die stad in en oorneem. Sonder God sou niks hiervan kon gebeur het nie. As 'n mens jou in die Israeliete se skoene sit, kan jy maklik dink dat hulle baie bang was toe hulle na daai groot mure gekyk het. Hoe kon God
hulle uit Egipte en deur die woestyn lei, net sodat hulle voor 'n verskriklike hoë en sterk muur te staan kom. Soms voel dit vir ons ook so. Ons weet God het 'n plan en is besig met sy plan, maar ons kan nie indink hoe dit gaan werk nie. In hierdie tye kan ons onthou dat God by ons is. Hy is aan die werk en ons kan op hom vertrou. Ons hoef nie bang te wees wanneer dit sleg met ons gaan nie. God kan alles in ons lewe gebruik, net soos hy ook vir Rahab in hierdie wonderlike storie kon gebruik. Beteken dit ons moet die heeltyd oorlog maak en dat alles wat ons wil hê aan ons gegee gaan word? Nee, glad nie. Ons moet altyd luister na God se stem en sy wil volg. As hierdie dalk vir jou 'n moeilike storie is en as jy dit nie lekker verstaan nie, gesels met mamma en pappa daaroor of ouma of oupa of saam wie ook al jy Bybel lees. Kom vra ook gerus jou vragies hier by die kerk. Ons help waar ons kan. Kom ons sluit af en bid saam. Vader, ons weet dat U groot en magtig is. Ons weet dat U wonderwerke doen en dat U magtiger is as enige superhero wat ons ken. Dankie dat U, hoewel U almagtig is, ook vir elkeen van ons omgee en vir ons lief is. Dankie dat U ons ook help en dat U by ons is, veral wanneer dinge moeilik gaan. Gaan saam met elke maatjie waar die vakansie amper begin, waar sommiges op die pad gaan wees, behoed en bewaar hulle en lei hulle veilig tot by hulle bestemmings en weer terug. Baie dankie vir die liefde en die genade. Amen. Maats, dit was vir ons baie lekker om saam met jou te kerk. Hoop jy het 'n heerlike week. Tot volgende keer.